Asemhaal, daar is hy. Ek hoop dit gaan met julle almal goed. George gaan net na ons erediens gaan hy gou met julle gesels oor 'n paar sake rondom die 11de Mei, die samesmelting van ons gemeente. Ek wil dalk sommer so in dieselfde asem terwyl ons praat oor die samesmelting van die gemeente, die name voorlees van die kerkraad wat herbevestig word. Dit sluit nou in Philip van Staden, Fani Scheffer, Dawie Pretorius, Alta Janse van Rensburg, Hester Erasmus, Gideon Zandberg, Johan Mini, Celeste Richards, Rika Joubert, Johan Venter, Simonet Venter, Petrus Pretorius, Yvette Wallace, C.J. Pavier, Paul Janse van Rensburg en Jorina Botha. Ons bevestig hulle dan die 11de Mei met die samesmelting van die twee gemeentes. Dan Tannie Susan, is jy daar agter? Ek hoor Reinhard gaan nou vir 'n bloedplaatjie. Is dit 'n telling of oorplanting? Maar sê vir hom sterkte asseblief Tannie Susan vir Reinhard. Ons hoop dit gaan met hom goed. Ons het nou gesê, jong, ek weet nie, jy het nou 3 kinders wat deur die kanker is. Maar baie sterkte daarvoor hoor. Dan geliefdes, verjaarsdag. As ek nou kyk, die 28ste verjaar Christian Ellerbeck. Ek dink hy word seker nou 2 jaar oud, ek net seker maak. En dan die 30ste April verjaar Tannie Silie Wilke. Tannie Silie word 85 jaar oud. Jenny Smit verjaar 1 Mei en die 2 Mei Sean van Staden. Dan Simonet en Johan Venter, hulle het bietjie druktye. Die van u wat hulle ken sal weet dat Simonet se pa, hy is nou al diep in sy 80 en haar ma, al twee kry baie swaar en hulle moet hulle by die huis versorg nou om voltyds te werk en 2 ouers te versorg, vra nogal baie van hulle. Dink maar ook aan hulle. Andersins dink ek is dit alles wat ons moet sê. Hester het sê daar is nie vanoggend koffie nie. Julle wil mos vakansie daai, so julle kry nie koffie nie. Julle kan gaan vakansie hou. Nou kom ons maak gereed, dis die tweede opstanding Sondag. Luister ons na die Here se woord. Ons kry vrede in ons siele en ons lewe. Dankie Kalina.
Ons kyk op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade en vrede vir u, van God ons Vader, van die opgestane Here Jesus Christus, en ons trooster, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here, en ons sing gesang 409 en daarvan die eerste en die tweede verse. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons meet ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of in die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek toon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of enige dier van jou, of die man of vrou wat vir jou werk nie. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here met sy magtige dade jou daaruit verlos het. Ekskuus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee, en dit sal goed gaan met jou. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders te sy huis begeer nie, ook nie sy vrou nie,
ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anderste wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en mekaar. Laat ons skuld bely, kom ons sing. Gesang 239 en daarvan net die eerste vers. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered. Die geloof kom nie uit jouself nie, maar is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene kerk, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang en ons sing daarby Gesang 411 die eerste vers. Broeder en suster in Jesus Christus, ons luister vanoggend na die eerste brief van Petrus aan die gemeentes of die uitverkorenes van God, en wat vandag bekend is as Turkye. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam en ons vra die Here se seën op die lees van sy woord. Here, dankie dat U vir ons plek maak hier voor U aangesig, voor U troon. Uit U woord het ons ook die versekering dat U teenwoordig is, dat U hier tussen ons is, en ons het ook die troos, Here, dat U wil by sondaars wees. Dankie dat ons ook hierdie woord in hierdie wêreld kan hoor.
Al is hierdie wêreld vir ons soms onverklaarbaar en ja, ons moet selfs die woordjie absurd gebruik. Dit raak 'n belaglike wêreld. Maar in hierdie wêreld gee U aan ons 'n rots om op te staan, 'n anker om vas te hou. Dankie dat ons anker in die hemel geanker is, nie in mense nie. Ons wil Here eenvoudig vra, ons is hier vir U woord. 'n Woord vir ons lewe. 'n Woord vir ons onstuimige gedagtes en harte. Want U weet hoeveel kommer ons soms het en hoeveel worsteling ons beleef, nie net met onsself nie, maar ook met hierdie wêreld om ons. Maar gee dat ons ook, Here, nie net by die ellende sal staan nie, maar dat ons ook hoop sal hê. Hoop op die toekoms. Dat ons hoop op U sal stel wat hierdie wêreld geskep het, wat ons geskep het, en ons steeds onderhou en bewaar. Ons dankie vir die geleentheid om in vrede en sonder vervolging na U woord te kom luister. Maar Here, ons weet daar's van ons broers en susters in hierdie wêreld vir wie dit nie beskore is nie. Vrede, rus. Vir hulle beteken dit dikwels vervolging en bespotting en selfs die dood om na U woord te luister. Daarom bid ons ook vir hulle, vir daardie moeders en vaders wat onder bloed en trane U evangelie moet omhels. En hier in ons eie gemeente en midde, Here, weet ons ook daar's nood, daar's siekte en daar's kommernis. Daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees kom lê U hand op ons harte, sodat ons weet ons is veilig in U. Ag Here, nou het ons ook gehoor vanoggend U wet, wat ons behoort te wees en wat ons nooit kan wees nie. Maar dankie ook vir die genade dat Christus Jesus, dat U in ons plek alles volbring. Dat ons net deur in U te glo deel kry aan die genade. Maar Here, gee dat ons nogtans sal stryd teen die sonde van hoogmoed of trots of haat of woede of wat ook al ander mense se eer wegvat en nog meer U eer. Dit bid ons, Here, as U kinders, as U mense in Christus. Amen. Die opskrif van hierdie gedeelte is die lewende hoop en die egte geloof. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit tot lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit
vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Die openbaringe van Johannes, die gemeentelike briewe staan daar op 'n geleentheid. Die gemeente moet luister na wat die Gees vir hulle sê. Amen. Liefdes, kom ons antwoord op ons Here se woord. Kom ons sing saam met mekaar gesang 421, daarvan die eerste en die tweede strofe. Kom ons luister in die besonder na hierdie derde vers van 1 Petrus se brief. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Geliefdes, die geboorte van 'n kind, 'n nuwe aankomeling, is 'n aangrypende gebeure. Elkeen van ons het al, of die meeste van ons het al beleef, hoe so 'n nuweling, hoe so 'n kindjie se geboorte aangekondig word. Ek het die voorreg gehad, ek beskou dit as een van die grootste geskenke in my lewe, om saam met Frida elkeen van ons 4 kinders te verwelkom in die teater. Ek onthou nou nog die gesiggies, hoe gekreukel is die gesiggies. Hoe frons hulle vir die lewe. En dan skree hulle. Hulle is nie baie mooi in die begin nie. En dan neem die verpleegsters oor, dis soos 'n masjien, soos 'n radwerk. Die kinders word geweeg, daar word sekere toetse gedoen, seker te maak dat die kindjie gesond is. En u het dit al ervaar, dan gaan lê die moedertjie in die herstelkamer en op 'n stadium, as al die boeties en sissies en familie daar is, dan word hierdie nuwe kindjie bekend gestel. So, bekendstelling wat gewoon amper klinies is. Die babietjie word ingestoot in 'n plastiese wiegie en dan is daar 'n pink of blou kaartjie gewees wat sê wat is die naam van die kindjie en van gewig, die tyd van geboorte, datum, geslag, daardie inligting. En die hospitaal gee ook so 'n sertifikaatjie later wat jy by die binnelandse sake moet inhandig sodat jy 'n geboortesertifikaat moet kry. Wat nie op die geboortesertifikaat staan nie, is dat hierdie kindjie gemiddeld 30.000 dae het om te lewe. Dis wat die statistiek sê, dis wat die versekeringsmaatskappye en almal uitwerk, dat 'n mens het gemiddeld 30.000 dae. En nou kan jy maar vinnig uitwerk, maal jou jare met 365,
Kyk hoeveel dae het jy al agter die rug en hoeveel moontlikhede het jy voor jou. Wat daardie sertifikaatjie ook nie sê nie, is dat hierdie kindjie gaan 'n lewe in wat nie seker is nie. 'n Onseker lewe. Dat niks op 'n skinkbord vir hierdie kind gegee kan word nie. En dit het ek as pa en selfs as oupa beleef, as ek 'n kind in my arms hou, dan wonder ek, my liewe kind, wat wag vir jou? Aan die een kant is 'n mens baie dankbaar. En dan wonder jy, wat gaan word? Wat gaan hierdie kind wees? Wat se karaktertrekke gaan hy hê? Wat gaan hy hoop? Wat gaan hy glo? Hoe gaan hy teleurstelling hanteer? Hoe gaan hy optree wanneer sy drome en verwagtinge nie waar word nie? Wanneer mense hom kwes of kneus? Wat gaan hierdie kind doen in die omstandighede? Daardie kaartjie, daardie geboortesertifikaat, ook ons eie geboortesertifikaat en kaartjie, sê nie wat ons gaan beleef nie. Dit sê nie wat ons gaan glo nie, wat ons gaan hoop nie, wat ons gaan lief hê nie. En elkeen van ons het hierdie pad geloop. En as ek nou vanoggend vir u vra, gaan haal jou geboortesertifikaat. Wat sal jy nou byskryf? Wat sal jy byvoeg? Wat staan daar van jou geloof en hoop en drome en liefde? Wat sal jy byskryf op jou geboortesertifikaat? Want dis wat ons eintlik hier in Petrus het. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is op 'n manier Petrus wat 'n geboortesertifikaat skryf vir gelowiges. Dis die geboortesertifikaat van die mense, soos u gehoor het, wat in Klein-Asië en Turkye geleef het. Dit is mense wat ons weet kom uit die Grieks en Romeinse wêreld, dis heidene. En die mense het deur die woord van God gehoor wie Christus is, en deur die werking van die Heilige Gees het daar in hierdie mense iets gebeur. Hulle het tot geloof gekom. In hulle is geloof ingeplant. Dis wat Petrus bedoel wanneer hy praat van julle is nuutgebore. Dit staan so hier. Hy het ons die nuwe lewe geskenk. Die woordjie wat Petrus gebruik is anagenao. Julle is weergebore of julle is nuutgebore. Julle het geloof ontvang. Om te glo beteken as te ware julle is nuwe mense. Julle het nuwe mense geword. Maar hierdie mense, hierdie Grieks-Romeinse heidene wat begin glo het, vir hulle was dit nie maklik nie. Om gelowige te word, toe, het gevolge, verrykende gevolge gehad. Dit was nie sonder maanskyn, of het was nie maanskyn en rose nie. Ons sien dit in die woorde wat Petrus gebruik. Hy gebruik die Griekse woordjie parepidemoi. Julle is vreemdelinge. Vir die mense, om gelowig te word, beteken hulle word vreemdelinge. Buitestanders. Mense wat nie meer deel is van die wêreld waarin hulle groot geword het, van die wêreld waarin hulle gebore is nie. Mense wat toe gelowiges geword het vanuit daardie wêreld, moes beleef hoe hulle eie familie en hulle vriende en hulle dorpsgenote hulle bespot het en gevloek het, selfs op hulle gespoeg het. Hulle is uitgedruk. Hulle is eerder beskryf as verstrooides en vreemdelinge. Jy word weggesluit, weggestoot. En een van die vrae wat in daardie mense se harte verseker geheers het, was: waar hoort ek? Waar behoort ek? Saam met hierdie vraag, waar hoort ek, is ook die vraag, waarop hoop ek? Om te behoort en te hoop gaan hand aan hand.
Want dink nou net wat gebeur as iemand wat gebore is in 'n sekere familie en geslag en samelewing ewe skielik uitgestoot word. Want jy deel saam met jou samelewing, jy deel saam met jou familie verwagtinge. Jy het saam met hulle hoop, of kom ons sê dit so, jy wil deel wees van iets. Daar's nie 'n mens op hierdie aarde, daar's nie 'n mens vanoggend hier, wat nie van iets groots deel wil wees nie. En nou moet jy verstaan wat gebeur met hierdie mense, as hulle op grond van die geloof in Christus ewe skielik nie meer deel is van die samelewing nie. As daar 'n streep getrek word deur jou sertifikaat. Vir die mense skryf Paulus nou, hoor wat sê God in sy woord. Julle is nou wel uitgestoot en vreemdelinge en buitestanders, maar julle deel aan iets anders. Waaraan het julle deel? Nou klink dit, geliefdes, vir hierdie gelowiges, maar omdat dit God se woord is wat lewend is, geld dit nie ook vir ons nie, vanoggend hier. Jy het deel aan iets. Waaraan het jy deel? En dan skryf Petrus, julle behoort aan God. God het julle gekies, skryf Petrus. Hy het julle 'n nuwe geboorte gegee, geskenk, hy het julle geloof gegee. En hierdie geloof wat God in julle geplant het, lei na 'n, jy moet hoor, 'n lewende hoop. Ons hoor ook, julle is nou deel van 'n nuwe huishouding. Julle is nou erfgename van 'n hemelse erfenis. So bou Petrus die bruggie na die kerk, na die gemeenskap van gelowiges, om te sê waaraan het gelowiges nou deel. Julle behoort aan God, en daarom het julle 'n hele nuwe uitsig op die lewe. Wat nog belangriker, nog diepgrypender is dat hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe gemeenskap waaraan gelowiges deel kry, dat hulle aan God behoort, is nie vanweë menslikheid nie, menslike woorde nie. Daar's een daad wat dit alles moontlik maak, en dis die opstanding van Jesus Christus. As ek die gedeelte lees en jy kyk daarna, dan is dit opvallend. Ek wil amper vir die sê, geliefdes, kyk hoe mooi skryf Petrus dit. Hierdie nuwe geboorte wat God aan ons skenk, word dadelik vasgemaak aan die opstanding van Jesus Christus. Die opstanding van die Here gee geboorte aan die geloof. Hoor jy hoe diepgrypend dit is? Waar begin ons geloof? Nie in onsself nie, maar as Christus uit die graf kom. En dit sê net vir 'n mens hoe geweldig magtig en kragtig is die geloof wat ons kry. Want as Christus uit die dood opstaan, met watter krag en mag kan iemand uit die dood opstaan? En met daardie krag en mag word geloof in jou gevestig, geplant. Dis ingrypend om te hoor dat die geloof is die vrug van die opstanding uit die dood. Nie in onsself nie, maar aan wat Christus gedoen het. En daarom het een van die ou kerkvaders gesê, Koolbrugge, ons moet liewer op Christus steun as op onsself. Sy opstanding is baie magtiger as ons, sterker ook as ons. Die opstanding gee geboorte aan die geloof, ons geloof. En dit staan op daardie geboortesertifikaat. Dis die kenmerk van Christene,
Hulle hoop, hulle glo en hulle het lief. Dis die karaktertrekke. En dalk moet ons vra, met die Bybel wat so na ons toe kom, is dit die karaktertrekke wat u herken in u eie lewe? Is daar hoop in jou lewe? Is daar geloof? Is daar liefde? Want as Petrus dit skryf aan hierdie gemeentes in Turkye wat eintlik vreemdelinge voel, wat nie weet waar hulle hoort nie, dan sê hy, onthou, wat staan op julle geboortesertifikaat? Julle karaktertrek is hoop. Ek hoop, sê Petrus. Nou kom ons vra vir mekaar, wat hoop jy? En wat is hoop? Is hoop nie om iets te verwag nie. Dat jy verwag iets goed van die toekoms. En hoop is so 'n belangrike karaktertrek van 'n mens, van 'n gelowige se lewe. Trouwens, hoop is die suurstof van die mens. As jy nie hoop het nie, maak die lewe nie sin nie. Dink 'n bietjie aan waarvoor hoop jy? Ons hoop dat dit met ons uiteindelik goed sal gaan. En met ons kinders en kleinkinders. As ons iets hoop, dan sê ons hoop ons gesondheid hou. Maar nou weet u, as ek vir u sê ons hoop, ek hoop my gesondheid hou, dan het ek nie 'n waarborg nie. Daar's 'n stuk onsekerheid as ek sê ek hoop. As ek sê ek hoop ek het 'n gelukkige huwelik, dan kry ek dieselfde onsekerheid in, want die sonde en die kwaad in die mens en om die mense het 'n manier om huwelike uitmekaar te breek. As ons sê ons hoop vir vrede in hierdie land, 'n ruimte waar ons kan leef en dit met ons goed kan gaan, dan weet u, hierdie hoop van ons is op baie dun ys in hierdie land. Daar is 'n stukkie onsekerheid as ons sê waarop ons hoop. Want alles waarop ons soms hoop vir onsself en vir ons kinders, kan soos 'n skip op die rotse land. En dan is ons hoop in flarde. Daar's 'n stuk onsekerheid in wat 'n mens hoop. Want ons kan ook valse hoop hê. Het jy nie al op iets of iemand jou vertroue gestel, van hulle iets verwag nie, en dan kneus hulle jou. Hulle verniel jou. Hulle skok jou vertroue. En dit breek jou hoop in hulle. Die mense hoop is baie onseker. Maar hoor wat sê Petrus nou, daar is 'n ander hoop, 'n lewende hoop, wat nie kan breek nie, wat nie kan stikkend gaan nie, wat nie kan verdor nie. En hierdie hoop het ontstaan omdat God in hierdie wêreld ingekom het. God die Seun, omdat hy aan 'n kruis kom hang het en dan uit die dood opstaan. Ek weet, ons het dit al gesê, veral met Bartolomeusnag, as ons die Hugenote se vervolging vier. Een van die simbole wat die Hugenote gehad het, was 'n anker. Maar 'n omgekeerde anker. 'n Anker waarvan die punte na bo in die hemel geanker is. En daardeur wou die Hugenote sê, ons hoop is nie in die mens geanker nie. Hy's omgedop. Ons hoop is in die hemel gehaak. En Petrus skep hierdie hoop. Hy draai hierdie anker om en hy sê, waar anker jy jou hoop? En dadelik hoor ons in Christus se opstanding. Kyk wat doen hy, sê Petrus.
Hy maak ons deel van daardie opstanding. En om deel te wees van daardie opstanding beteken, jy het 'n ander toekoms, jy het 'n ander uitkoms uiteindelik. Jy is erfgename van die ewige lewe. En dit behoort ons op ons geboortesertifikaat te skryf. Ja, jy kan daar sê naam van, geslag, gewig, maar jy moet ook sê erfgenaam van die ewige lewe. Geanker in die opstanding van Christus. Iemand wat 'n lewende hoop het. Ons het 'n lewende hoop. Geanker in die opstanding van Christus. Nou wat beteken dit? Petrus skryf hierdie brief aan mense wat uitgedruk word. Mense wat in spanning is met die lewe om hulle. Christene wat ewe skielik anders moet lewe as die res van die wêreld. Petrus skryf hierdie brief aan mense vir wie dit beteken om Christen te word. Ek word bespot en belaster. En hoe dra ek dit? Hoe verdra ek dit as die wêreld teen my draai, as die samelewing teen my draai? Hoe verdra ek dit as ek beproef word? Dan skryf Petrus, jy dra dit met hoop. Jy's geduldig. Mens kan nog baie ander woorde byvoeg. Jy volhard met jou oog op Christus. Jy sien die opstanding van Christus, die hoop wat dit wek, het ook 'n effek op hoe ons hierdie lewe sien en hoe ons ons eie krisisse hanteer. Want ek weet ek het 'n toekoms. Ek weet ek kan iets anders verwag as hierdie ellende. Eintlik, geliefdes, behoort as 'n gelowige daaroor nadink, behoort die opstanding van Jesus jou hele siening te verander oor hierdie lewe, oor hierdie wêreld. Want waarheen is hierdie wêreld op pad? Wat moet ons skryf op hierdie geboortesertifikaat? Wat gaan ons droom en hoop? Maar dit behoort ons ook op te roep om mekaar te bemoedig. Dis jammer en tragies dat ons eerder mekaar kritiseer, te nakom. Dit hoort nie by gelowiges nie. Gelowiges nie praat nie agter mekaar se rug of oor mekaar nie. Gelowiges kom na mekaar toe en roep mekaar op en sê, hou moed, volhard. Want Christus het uit die dood opgestaan. En jy deel aan die ewige lewe. Christene behoort na mekaar toe te kom en te sê, kyk wat staan daar op jou geboortesertifikaat. Kyk wat kan jy byskryf. Jy leef nie gemiddeld 30.000 dae nie. Jy leef nie net om te sterf nie. Jy het deel aan die opstanding van Christus. Jy het deel aan die ewige lewe. Jy het 'n toekoms. Hoor mooi. Jy het 'n toekoms by God. En daarom kan jy die lewe verdra. Dis wat Petrus doen. Hy skryf 'n geboortesertifikaat waarin hy sê, kyk wat het God gedoen. Julle het deel aan die opstanding van Christus. En dit skep hoop en geloof. Maar hoor ook die opdrag van skryf op jou eie geboortesertifikaat. Waarin hoop jy? Waarin glo jy? Wat het jy lief?
En dalk moet ons hier dan mekaar die laaste woord toevoeg. Gaan kry jou geboortesertifikaat. Die een wat God aan jou uitgereik het. En kyk wat staan daarop. Amen. Kom ons dank saam. Here, dankie vir die groot genade wat U ons geskenk het deur Jesus Christus en deur sy opstanding. Die dag toe U daar die klip weggerol het voor die graf, Here, en met U liggaam uitgestap het, het U alles verander. U het selfs die toekoms verander. Dankie dat U ons ook verseker dat ons aan hierdie toekoms deel het. Nou weet ons, Here, ons lewe is maar 'n asempie luggie. Dit is 'n haarbreedte op 'n oneindige lengtes. En tog het ons wat so broos is, wat so kort lewetjie het, nou deel aan 'n nuwe erfenis, die ewige lewe. En gee dat dit ons karaktertrekke sal wees. Dat ons kan sê, Here, ons hoop op U. Ons glo in U. Al gaan dit hoe sleg met ons, is dit die bron, die anker van ons hoop. Dit bid ons, Here, hier en nou, as U gemeente, as broeders en susters in Christus, met die dankie. Dankie vir die ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 71, daarvan die eerste en die 6de strofe. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.
Net 'n paar woorde oor die samesmelting die 11de, die Sondag die 11de. Soos julle weet het ons daai Sondag 'n groot ete hier. Ons het gevra dat mense hulle name goed moet opgee, sodat ons getalle kan kry om die ete se goed voor te berei. Baie van die getalle het ingekom en ons wil baie graag hê daai getalle moet teen Woensdag afgehandel word. So as jy nog nie jou naam opgegee het en jy gaan daai Sondag hier by ons aansluit, sorg dat jou naam asseblief voor Woensdag by die kerkkantoor ingehandig word. Dis die een ding. Die tweede ding is, ons het 'n verskriklike naweek wat voor ons lê. Hier word tente opgeslaan die Saterdagoggend. Hier word tafels en stoele reg gesit en behandel, reg geskuif. Tafels vir die opskeptafels en die kos. Hier word hessien om die gebou gesit hier aan die buitekant. So ons het hulp nodig. So van 8:00 af daai Saterdagoggend, as jy kan kom help, asseblief. Dis baie belangrik dat ons hierdie goed daai Saterdag gaan afhandel. Dan die Sondag het ons 'n paar dames nodig, het Hester gevra. Sodra die kerkdiens, die erediens verby is, het ons 'n vergadering hier, 'n vinnige vergadering met die kerkraad, en dan word daar tee en beskuitjies, biscuits en koeldrank bedien in die vierkant. So ons het nou 'n paar dames nodig om daar 'n bietjie by te staan, net om te help om daai af te handel. Want ons wil nie graag hê die mense moet van daar af by die tafels gaan sit voordat ons nie daar reg is nie. So ons wil die mense in die vierkant hê om voor te berei dat ons kan dan op 'n later stadium net onder die tente en goed ingaan. Gee asseblief jou name op en ons het regtig, ek gaan vashak, ek het hulp nodig. So as jy my kan kontak en sê jy kan ons help of die Saterdag of die Sondag, sal baie gaaf wees. Baie dankie vir julle geduld.